Laat ons vandag tyd neem om God se genade te deel met die preek getiteld: Die Evangelie van die Koninkryk van God is die goeie nuus. Waarlik, die Evangelie van die Koninkryk is die goeie nuus. Maar wat van die nuus wat mense in hierdie wêreld deur uitsending, koerante en ander media ontvang? Iemand het gisteraand gesterf. Iemand het in 'n motorongeluk gesterf. Iemand het in 'n brand gesterf. En 'n oorlog het in 'n land uitgebreek wat soveel mense laat sterf het. Ons hoor elke dag sulke nuus. Die nuus is almal dieselfde. Is dit nie reg nie? God het na hierdie wêreld gekom waar daar net die nuus van die dood is en vir ons die nuus van seën gebring. In Engels noem ons dit good news. Good news beteken die evangelie. Kom ons blaai na die boek Matteus hoofstuk 4. Kom ons kyk na hoofstuk 4 vers 23. En Jesus het in die hele Galilea rondgegaan, in hulle sinagoges geleer. Wat het hy verkondig? Die evangelie van die koninkryk verkondig, en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. God het na hierdie aarde gekom, die wêreld wat gevul is met duisternis en dood, en vir ons die goeie nuus van die koninkryk van die hemel gebring. Die pragtige nuus van die koninkryk van God. Hierdie nuus is die goeie nuus. In die Bybel word hierdie nuus die evangelie genoem, en in Engels word dit die good news genoem. Jesus was nie die enigste een wat hierdie evangelie verkondig het nie. Die apostels en al die voorvaders van die geloof het ook al pogings daaraan gewy om hierdie evangelie te verkondig. Kom ons kyk na Romeine hoofstuk 1 vers 14. Teenoor Grieke sowel as nie Grieke, teenoor wyse sowel as onverstandiges, staan ek in die skuld. Vandaar my hartsbegeerte om. Wat was dit wat apostel Paulus so graag wou doen? Ook aan julle in Rome die evangelie te verkondig. Jesus het na hierdie aarde toe gekom en die evangelie van die koninkryk verkondig, en Paulus was gretig om die evangelie van die koninkryk selfs aan die Romeine te verkondig. Vers 16. Ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot wat bring dit. Verlossing vir elkeen wat glo. Is al die nuus nie dat God die goeie nuus gebring het nie. Ons sondes is vergewe. Ons kan na die koninkryk van die hemel gaan. Is al die nuus nie die goeie nuus nie? Vir die vergifnis van sondes het God gekom met hierdie goeie en geseënde stelsel van waarheid. God het na Korea gekom, land aan die einde van die aarde in die ooste. Toe die takkies van die vyeboom sag word en sy blare uitkom, het hy na hierdie aarde toe gekom, is hy gedoop en aan die deur van ons harte geklop. Dit is werklik kosbare en goeie nuus. Almal kan na die koninkryk van die hemele gaan. Spesiale medisyne is gevind vir sondaars wat in die hemel gesondig het. Watter soort medisyne is dit? Die pasgaaf van die nuwe verbond wat ons die ewige lewe gee, is gevind. Wie het dit gebring? Wie het dit ingestel? Die wederkoms Christus aansanhom en Nuwe Jerusalem hemelse moeder het hierdie kragtige medisyne gebring om hulle kinders te red. Hierdie nuus is vervat in al 66 boeke van die Bybel. Dus, wie wou hierdie goeie nuus oordra? Apostel Paulus wou dit verlos. Ook staan daar in die Bybel geskryf dat die rede waarom Jesus na hierdie aarde gekom het, was om die goeie nuus van dorp tot dorp te verkondig. Daarom, wanneer ons die evangelie verkondig, moet ons nie net sê, vandag sal ek die Sabbatdag preek, of ek sal die Pasga preek nie. Laat ons eerder sê, ek sal die wonderlike goeie nuus verkondig. Ons moet vir ons bure sê, ek het goeie nuus vir julle. Wil jy graag die goeie nuus hoor? Laat ons al die mense van die wêreld wakker maak deur die evangelie te deel. Dit is die evangelie wat apostel Paulus gretig was om te verkondig en wat Jesus verkondig het toe hy na hierdie aarde toe gekom het. Daarom behoort ons hierdie evangelie van die koninkryk van die hemele nog meer te verkondig.